welkom. Ek dink is 'n paar van julle wat nou sedert julle by die gemeente aangesluit het vir die eerste keer, môre aan die beroes. Wat die eerste keer vanoggend hier is, so aan julle ook baie welkom. Ek glo daar is by julle ook hierdie ongelooflike verwagting dat die Here ook vanoggend self hier is en dat hy hier is om ons te ontmoet. Dis wat ons by Nicoland gesê wat op die skerm is. Ons ontmoet met God, ons ontmoet met mekaar as medegelowiges en dit is vir ons lekker om as familie mekaar weer ook binne die kerkgebou te sien. Ek het net so 1 of 2 afkondigings voordat ons verder gaan en dis met die verjaarsdag. Sondag, dis nou vandag, is dit Kobus Robertson en dan Johan Benade, dan Moose Dei, ook dink ek die eerste keer dat hulle terug is in die kerkgebou van hulle ons aangesluit het. Johan, baie geluk met jou verjaarsdag. Dan Dinsdag die 9de is dit Gert Verbloem, Woensdag die 10de is dit Jean-Ray Snyman, die 11de is dit Sanet Barnard, die 12de is Susan Raad en Betsy Smit. Ek het vermoed dat Betsy is nie meer saam met ons nie. En dan 13de is Janita Rousseau. So aan die klompie lidmate wat die volgende week verjaar, baie geluk. Ons vertrou dat julle 'n geseënde jaar in die Here sal ontvang. Ek glo die meeste van julle kry ons families met e-pos. Ons vra weer vir mense wat al ons kalender se maandblaai wil borg met 'n teksgedeelte of een of ander sending. Julle kan met die kerkkantoor met Marina praat. Die koor is aan die oefen vir ons Kersangdiens wat die 28 November is. Die aand 6:30 daar die Kobus Hattingsaal. Ons sal weer op ons WhatsApp groep dit ook met julle kommunikeer. Ons skryf dit na die aand toe en daaronder op die saal. En die koor is daarvoor aan die oefen. En dit lyk vir my dis eers al. Julle het gister ook op die groep gesien dat julle wat besit vanoggend nie die gelukkige wenner van die skaaplam was nie. Ek wil glo dat Stefan Marx, hy is die persoon wat ons kerk se gras sny hier en daaronder, hulle ken hom nou waarskynlik. Hy is die gelukkige wenner van die skaaplam, so miskien is dit hoekom hy vanoggend hier is en hy is besig om die lam vir ons voor te berei. Dat ons saam ons vanmiddag kan begin. So dankie vir elkeen wat ook bygedra het aan die loetjies wat een van ons moeder vir ons geskenk het, die skaaplam. En ek kom ons raak stil as ons in die Here se teenwoordigheid is. Here, ons wil die diens ook begin met Psalm 84 wat ons net al gaan lees. Een dag in die tempel is beter as 1000 dag buite. Here, een oomblik in die teenwoordigheid is vir ons beter as enigiets ons. En vanoggend is ons hier by mekaar, Here, as die Nicolandse familie. Ons wil vir die Here se oomblik in die teenwoordigheid vertoef. Ons wil bid, Here. Kom ontmoet ons, kom raak vir ons aan. Kom seën ons, kom oorlaai ons met die gawes wat uit die hand kom. Amen. Gemeente, mag daar vanoggend ook vir julle genade en vrede wees as ons so saam in die Here se teenwoordigheid is. Ons gaan een lied saam sing. Lied 164. Ons gaan eers vir die koor kans gee. Hulle gaan vir ons die eerste en die tweede vers sing en dan gaan ons die eerste vers saam met hulle inval.
So kom ons bly maar eers sit, Ines gaan so tussen speel na die tweede vers by die koor gesing het, en dan kan ons opstaan, en dan sal ons saam met die koor die eerste vers. Ons sou iemand gehad het wat vir ons vanoggend voorgegaan het met 'n lofdans. Ek het baie uitgesien daarna, en toe sy gewonder of sy dit moet doen. Sy het toe onrustigheid in haar gemoed gehad. Wat gaan die mense sê? En sy sou dit gedoen het aan die hand van daai lied wat ons met 40 dae gesing het, die sin van my bestaan. So miskien moet ons maar so die tyd wat kom vir julle vertel wat die rol en plek van lofdanse is, en dan julle ook voorberei as sy die lofdans wil doen op die musiek van die sin van my bestaan. So ons het nou nie vanoggend die lofdans nie, ons gaan sommer dadelik oor na ons teksgedeelte toe. Julle kan die Bybels oopmaak by Psalm 84. Psalm 84. Kom ons bid eers saam voor ons die psalm van die koorgiete met mekaar saam lees. Here, ons kom buig vanoggend voor U, want ons het net so die behoefte om die knie voor U te buig. As niks en niemand anders, Here, vir wie ons vrywilliglik wil buig en wil kan doen. Here, U is waardig. U is die grote God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Oud-Nikoland,
U is die God van elkeen wat hier sit vanoggend. En ons wil bely dat daar niemand soos U is. U is die enigste groot God, die gans andere, die onbeskryflike groot God. Die een wat ook vanoggend vir ons hier saam genooi het, saam gebring het, sodat ons in U teenwoordigheid kan vertoef. Ons het verlede week, Here, ook daar by die nagmaalstafel vir mekaar gesê, ons voel so onwaardig om daar te sit en die tekens van brood en wyn te gebruik. Here, maar U kom reinig ons. U kom verklaar ons waardig, sodat ons vanoggend ook met vermoedigheid hier mag sit in U teenwoordigheid. En Here, ons weet, die kerk is nie 'n plek van gesonde mense, van heel mense. Die kerk is eintlik maar soos 'n hospitaal. 'n Plek vir siek mense. Daai mense vir wie U gekom het, wat stikkend het, wat seer het, wat dalk met skuld rondloop, wat nodig het om in die kragveld van God se gees te kom sit. Here, kom praat met ons as die kinders luister. Amen. Psalm 84, die koorleier met musiek van Koragiete, Psalm. Hoe lief het ek U woning, Here, Almagtige. Ek versmag van verlang na die tempel van die Here. Dis taal wat ek dink ons kinders nie gaan verstaan. Dis nog Afrikaans wat al moeilik is om vir jonge mense te gryp. Ek versmag van verlang na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies daar by U altaar. Here Almagtige, my koning en my God, dit gaan goed met mense vir wie U huis die tuiste is. Hulle hou nie op om U te prys nie. Dit gaan nie goed met mense wat hulle krag in U vind en graag na U tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laag getrek en die vroeë reëns sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn. Here Almagtige God, hoor my gebed. Luister tog, God van Jakob. Sien tog om na die koning, ons beskermer, o God. Hou U gesalfde onder U sorg. Waarlik, een dag in U tempel is beter as 1000 dae buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op U vertrou. Ons lees net tot sover saam. Vriende, julle het waarskynlik die stuk al gelees of daarvan gehoor van die sielkundiges wat 'n proefneming gedoen het met 5 bobbejane wat in 'n hok aangehou is. En hulle het 'n leer daar aangesit met 'n dek, en bo op die dek het hulle klompie sangs gelos. En hulle het iemand daar by die hok gehad met 'n tuinslag. En elke slag as 'n bobbejaan teen die leer wou opklim om by die piesangs te kom, sy nat gespit. En dan het hy afgeklim van die leer af. En dan die volgende bobbejaan probeer om op te klim in die leer en die piesangs toe en dan sy nat gespit. En so het week na week gegaan, totdat hierdie 5 bobbejane nie weer die leer probeer het, want hulle was toe gekondisioneer, as jy die leer opklim, om piesangs te behaal, dan gaan jy moeilikheid kry, dan gaan jy nat gespuit word. En so die spuitery laat ook opgehou, die ou wat die tuinslang moes hanteer, is later op vakansie gestuur. En toe die sielkundiges besluit, hulle gaan een van die bobbejane vervang en 'n nuwe bobbejaan in die troppie sit. En die eerste ding wat die nuwe bobbejaan toe wou doen, maar hy
is 'n paar aangename piesangs op die dek, en toe hy die leer begin klim, toe is daar 4 ander Bobbejane wat hom aan die lyf beet kry, om af te reik onder toe. En in Bobbejaan taal vir hom sê, nie hier nie, is moeilikheid as hierdie leer klim. En so het 'n tyd lang aangegaan, en die sielkundiges het toe die ander 4 Bobbejane ook mettertyd vervang met nuwe Bobbejane. En het einde was dat daar 5 ander Bobbejane as die aanvanklike 5 in daai hok was. En elke slag as iemand gedink het om daai leer te klim met piesangs te gaan haal, en die ander 4 Bobbejane hulle afgekry. Gekondisioneer, aangeleerde gedrag. En nou sal mens vir jouself afvra, maar hierdie 5 Bobbejane, nie een van hulle wat op daai laaste oomblik in die hok was, het geweet hoekom hulle nie die leer mag klim nie. Want die een van hulle is nat gespuit met water en het daai slegte ervaring gehad nie. Maar dis 'n tradisie, dis 'n kondisionering wat oorgedra is, aangeleerde gedrag op die nuwe 5 Bobbejane wat in die hok was. Dit is nou 'n baie slegte vergelyking, so ek moet nie julle dink ek verwys na julle as daai ondier. Maar kan dit nogal vir ons kom leer? Wat maak ons in die kerk? Ons het op 'n patroon waar ander ondiere vir ons geleer het en Sondag kerk toe gaan. Dis 'n goeie gewoonte. Het ons maar in 'n patroon verval, ons het elke Sondag het ons maar kerk toe gegaan, want dis 'n tradisie, dis 'n goeie ding om te doen. Die kerkklokke lui en ons is dan dalk in die stad of in 'n dorp, dan herinner dit ons moet kerk toe gaan. Die Here roep ons en ons het oor eeue heen was dit maar die gewoonte, die tradisie. Miskien het ons later nie geweet hoekom ons hierdie tradisie het. Wat gaan maak ons eintlik in die kerk? Ons is soos daai 5 Bobbejane wat geweet het ons mag nie die leer klim nie. Hoekom weet ons nie? Maar ons doen dit nie want dis hoe ons is. Ons het dalk ook oor jare so geword dat ons Sondag kerk toe gaan. Ons weet eintlik nie hoekom nie. Dit is dalk om ons Sondagoggend te vul, want ons is vervelig, ons het niks anders om te doen nie, of ons is uitgekeier op by die winkelsentrums en al die goeders, so, ja, kom ons gaan na kerk toe, ons gaan soek 'n paar mense op, dalk is daar goeie koffie en dalk 'n koekie of iets na die tyd by die kerk, dit is dalk nie 'n slegte idee nie. COVID het, ek dink vir ons geleer om weer vir onsself af te vra, maar hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom gaan ons kerk? Kom maak ons hier. Kom ons parkeer gou daai gedagte net so 'n bietjie. In die taal van jong mense praat hulle deesdae van FOMO. Dis dan nie die ou mou wat julle ken en waarmee julle die oorlede en mooi wit klere gewas het in 'n ou mou nie. Dis FOMO. Fear of missing out. Fear of missing out. Ek het so 'n bietjie gaan lees oor waar hierdie FOMO vandaan kom. En eintlik is dit maar 'n ding wat tot stand gekom het die hele sosiale media en platforms soos Facebook en Instagram en WhatsApp en al die plekke. Dit het later eintlik deel van ons tydsgees geword. En as julle nou nie weet wat FOMO is nie, dan sal ek nou in die volgende minuut of 2 vir julle kan verduidelik. Dis amper iets wat ons so 'n maand of 2 terug in die prediking ook vir mekaar gesê, dat dit wat ek het, is eintlik nie goed genoeg. Dis hierdie ontevredenheid, dis hierdie onbehaag, daar moet meer wees om die draai. Dit wat ek het is nou oulik en ja, aanvaarbaar en skoon, maar om die draai moet daar meer wees as wat ek nou het.
En natuurlijk speel die advertentiewese 'n groot rol, sosiale media met al die aanlyn winkels deesdae. Ek hoor tot my ek moet sê verbasing nie, maar dat daar baie van ons lidmate is wat in hierdie tyd hulle kos aanlyn bestel. Dan kom laai Woolworths hulle kos by die huis af, of Spar in Groot Brak het ook baie fasiliteit gehad, wat die kos by die huis kom aflaai in die aanlyn winkels, en dan sien jy wat lekker is en wat ek nou nie in my huis het nie, en ek klik dit en ek betaal dit en hulle bring dit vir my. En hierdie tydsgees is 'n tydsgees van onbehaag en ontevredenheid. En dan daarmee saam sien ons op sosiale platforms soos Facebook en Instagram en al die plekke die interessante dinge wat mense doen. Die interessante goed wat deesdae te koop aangebied word. Hulle adverteer klere en selfone en karre en goed wat ek andersins nie eers eintlik van bewus was nie. En soos wat ek altyd verwys na die kloppers daar in Bloemfontein, waar kloppers gebore is, dis vir my 'n gadget winkel. As jy daar in daai dubbelverdieping kloppers in Bloemfontein, daar by die waterfront rondloop, is daar die wonderlikste goed, veral by die gereedskap afdeling. En by die sport en die kamprei, daar's net gadgets, ekskuus vir die Engelse woord, wat jy kom nie daar uit nie. En dis wat hierdie sosiale media ook vir ons in hierdie tyd probeer het. Dit skep by ons hierdie verwagting, daar's goed wat ek nog nie het. Ek het nou 'n tent, maar ek wil 'n groter tent. Ek het nou hierdie knippiesie, maar ek wil eintlik 'n Leatherman knippiesie, want hy is beter. Ek het nou hierdie ou klein selfoontjie, maar as ek nou hierdie slimfoon kan kry, dan kan ek my banksaak op my selfoon doen. Dit skep by ons eintlik hierdie angstigheid. Hoekom het ek nie wat jy het? Jy doen sulke lekker goed, ek sien die foto's wat jy op Facebook sit, jy het zipline gaan ry by Mosselbaai, en ek wil dit eintlik ook doen. Hoekom is my lewe nie so interessant soos jou nie? Hoekom is my lewe so boring, soos die kinders sal sê? En nou begin ons lewe vergelyk met ander mense, en wat hulle ervaar, wat hulle besit, en dit skep by my daai angstigheid, ek is besig om uit te mis. Ek is besig om uit te mis. Fear of missing out. Nou, navorsing het eintlik gewys dat FOMO 'n reuse effek het op mense se algemene bui of gees, kan ek in Engels die woord mood gebruik, en op mense se lewenstevredenheid. Dit is so dat almal deesdae praat van, ekskuus dat ek vanoggend so baie Engels praat, julle weet, dis nie my eerste taal nie. Praat van 'n bucket list. Daar's so 'n klomp goedjies wat ek wil doen. Nou lees ek 'n interessante Afrikaanse vertaling daarvan. Dis voor ek die emmer skop, lysie. Nou dis nie 'n goeie beskrywing van bucket list nie, want dit is bietjie negatief, maar baie van ons het daai voor ek die emmer skop lysie. Die goed wat ek nog wil doen. Ek wil nog die zipline gaan ry in Mosselbaai. Ek wil nog daai canopy tours hier in Tsitsikamma gaan doen. Ek wil nog dit doen. Ek wil nog dat doen. Ons het almal daai lysies van goed wat ons nog wil doen. Selfs kinders, klein kindertjies het deesdae so 'n bucket list van goed wat hulle nog wil doen. Daai dinge wat ek dink ek moet doen, sodat mense eendag na my lewe sal kyk en sal sê, "Sjoe, Jan het 'n ongelooflike interessante lewe gehad. Hy het 'n vol lewe gehad, 'n lewe wat die moeite werd is. Kyk wat hy als gedoen." Nog 'n aspek van FOMO is dat dit eintlik vir ons 'n vrees bring om aan die einde van die dag keuses te maak of vaste verbintenisse aan te gaan. Want ons sukkel om onsself te verbind. Ons sukkel om keuses te maak. Veral in terme van verhoudings.
Want as ek jou nou ten volle kies, en ek verbind my lewe ten volle aan jou, sê nou ek loop oor 'n week iemand raak, wat mooier is as jy, en wat meer geld het as jy, en wat jonger is as jy. Wat dan? Dan het ek myself aan jou verbind. So FOMO is ook daai ding van, dit bring 'n vreesagtigheid by my. Ek kan nie aan jou verbind nie, want net dan mis ek uit op 'n mooier een, of 'n beter een, of 'n ryker een. Dit raak dus vir mense al moeiliker om keuses te maak, net omdat die keuses so oorweldigend is. Dink maar net as jy na 'n selfoonwinkel toe gaan, ek het nou daar by iemand gesit, wat gesê het aan Mannedag gestuur om 'n selfoon kontrak te gaan uitneem. Nou stap jy by daai winkeltjie in, en daar is van A tot Z selfoon. Wat een kies jy? Jy's uitgelewer aan die verkoopsman, want die een is net beter as die ander, die een is net duurder as die ander, jy weet nie wat om te kies, jy sê nou ek kies hierdie ene, maar ek mis nou uit op 'n beter ene wat ek kon gehad het, so nou is dit vir my moeilik om aan die einde van die dag te kies. Andy Stanley verduidelik dit baie mooi. Hy sê ons lewe is gebou op twee goed. Needs and wants. Die needs is die goed wat ek regtig nodig het. Dis die goed waarsonder ek nie kan klaarkom. Dis goed soos kos en water, skoon water, toilette, skoon lug om in te asem, daai basiese goed, dis my needs, en dan is daar ook my wants. Daai goed wat ek wil hê, wat ek eintlik nie nodig het, wil vanaand ook uitleef, ek wil my nuwe tekkies koop, want ek sien daai tekkies gaan my vinniger die 10 km laat draf, of die fietsry is Pieter, hy moet 'n nuwe fiets vir hom koop, want daai fiets is weer 'n bietjie ligter, hy is 100 gram ligter as die vorige ene, en hy gaan die aanbes in 'n halfuur vinniger kan trap. En dis die advertensiewese en sosiale media wat inzoom op daai wants. Dit wat ek wil hê. Nie goed wat ek nodig het, nie goed wat ek wil hê. En daar speel FOMO 'n groot rol in ons lewe. Ek is wonderlik is uit. Ek wil altyd beter en groter en sterker jou boodskap. Kom ons kyk na Psalm 84. Psalm 84 wat begin. Hoe lief het ek die woning. Ek versmag van verlange. En van die Engelse vertaling wat praat van vind. Ek raak eintlik lam van verlange. Om by die Here te wees. Daar is 'n verskil tussen 'n huis en 'n tuiste. Wanneer 'n huis 'n tuiste word, dan wil mense graag daar bly. Wanneer 'n huis 'n plek word waar mense slegte verhoudings met mekaar het, waar hulle stry en beklei met mekaar, waar daar onmin is, ongelukkigheid, dan vermy mense dit. Hulle verlaat selfs die huis om nooit weer terug te kom. Wanneer Psalm 84, as ons daarna kyk, en ons lees van hierdie versmag van verlange na die tempel van die Here, dan lees ons dat hierdie huis van die Here, die tempel van die Here, het vir hom, wat hierdie Psalm gedig het, 'n tuiste geword. 'n Tuiste. Daarom sê vers 5, dit gaan goed met die mens, vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. 'n Tuiste, omdat ons in die Here se teenwoordigheid is. Om die Here se teenwoordigheid te geniet. Om by hom te kom sit en net te wees. Sonder dat ons baie keer hoef te sing, of te praat, of te bid, of 'n klomp goeders te doen, om net in God se teenwoordigheid
te wees, om by hom vrede te vind. Sy huis, sy teenwoordigheid, is vir ons 'n tuiste. En ek weet in my praat met julle die afgelope 18 maande, was dit juist wat julle gemis het. Nie die gebou nie, maar dit wat hier beleef is in die gebou, dat dit 'n tuiste is, waar ek kan kom sit om in God se teenwoordigheid te wees. Nou weet ons, in die Ou Testament was die tempel maar die plek waar God teenwoordig was. Vandag se tyd het ons nie meer 'n tempel. Paulus leer vir ons dat ons liggame is nou 'n tempel van die Heilige Gees. God bly nie meer in 'n kerkgebou, in 'n tempel soos in die Ou Testament nie. Hy bly nou in ons. So ek en jy is die kerk, as ons daaroor dink. Kerk beteken in elk geval die Here se, wat aan die Here behoort. So die kerk is nie 'n gebou nie. Die kerk is mense. Die kerk is ek en jy. En nou met die eerste oogopslag, as ons hierdie psalm lees, dan klink dit amper asof dit vir hierdie psalmdigter gegaan het oor die mooi gebou. En ons weet, Salomo het 'n ongelooflike mooi tempel gebou, en ons kan lees in die Bybel wat als in die tempel was, hoe baie geld dit gekos het om daai tempel, God se huis, baie spesiaal en mooi te kry. Maar wanneer ons 'n bietjie dieper lees, dan sien ons dit gaan vir hierdie psalmdigter nie oor die gebou nie. Maar wat in die gebou gebeur? Dit gaan vir die psalmdigter oor God se teenwoordigheid. Dis 'n gebed, 'n versigtiging, 'n verlange, 'n smag om in God se teenwoordigheid te wees. Dis om elke keer as ek hier kom, as te ware by God se voete te kom sit en op hom te wag. 'n aktiewe wag, nie 'n passiewe wag dat ek hier kom sit en aan die slaap raak en oor die uur wakker skrik en dan gaan ek huis toe, maar 'n aktiewe wag. Ek is ingestel, my radio antennetjies is gefine-tuned om te hoor, wat wil die Here vir my sê? Dis om waaksaam te wees, dis om ontvanklik te wees, dis om oop te wees, dis om te hoor, dis om te respond op dit wat God vir my sê en gee. Kan ek terugkom by die gedagte van FOMO? Fear of missing out. Wat het COVID vir ons geleer? In terme van, hoekom doen ons hierdie goed al die jare om Sondag kerk toe te gaan? Wat gebeur hier? Is dit om 'n mooi gebou in stand te hou en trots te wees op ons mooi nuwe skoon gebou? Waaroor gaan dit? Kom ons dink 'n bietjie daaroor. Fear of missing out. Mense, as jy Sondag nie hier is nie, dan mis jy uit. As jy in jou persoonlike hoedanigheid by jou huis nie God se teenwoordigheid opsoek nie, dan mis jy uit. As jy nie onder 'n boom God se teenwoordigheid opsoek, soos wat ons die afgelope 18 maande gedoen het met ons inrydiens nie, dan mis jy uit. Jy mis uit op God se teenwoordigheid, die kragveld van God se teenwoordigheid, waar jy kom sit en net in sy teenwoordigheid kan wees en tuis voel, soos 'n mossie en soos 'n swaalkie en weet, ek is welkom hier. Hier word ek genees, hier word ek gebless, hier word ek met liefde oorlaai, hier sien ek van my ander familielede, hier ondersteun ons mekaar. Dis die plek waar wonders gebeur. Dis die plek waar die lewende kragtige God is. En ek wil hier wees. Nie ter wille van 'n gebou of van al die rituele wat ons het. Maar om God wees. Ek hoop julle kan in die woorde van jong mense ook daai FOMO ontwikkel. Fear of missing out. Dis waar ons wêreld tekort. Hulle wil nie net mis op al die avontuur en al die lekker goedes wat daar buitekant is nie. Mag ons ook FOMO hê
in terme van God se teenwoordigheid. Ons dit nie wil mis. Nie in my binnekamer nie daar waar ek werk en speel nie, want daar is God ook teenwoordig. Maar dat ek tyd sal maak om God se teenwoordigheid op te soek. En net in God se teenwoordigheid te wees, vrede te vind, rus te vind, en te weet, ek is welkom nie, ek is thuis. Dis nie net 'n huis nie, dis 'n tuiste. Word aanvaar deur my familie. Ons kyk nie na mekaar, wat trek jy aan Sondag, en jy sit die skoene, en so rokkie, en daai kleer masker aan nie. Ons is verby daai tyd. Ons is hier omdat ons aan mekaar verlang het, omdat ons by mekaar wil wees, en dis lekker om as 'n familie saam in God se teenwoordigheid te wees, en net daar te vertoef. Vriende, mag julle ook die teenwoordigheid van God begeer elke dag in jou lewe. Gaan soek dit op. En dis nie asof God ver is nie, het gesê is binne jou. Sy gees bly binne jou. Maar maak tyd om bewus te raak van sy teenwoordigheid elke dag in jou lewe. Elke moment. Ons leef oorhanduidelik. Ons leef in die teenwoordigheid van God voor sy aangesig. Hy sien ons. Hy weet van ons. Hy stel belang in ons. Hy wil hê ons moet elke dag in sy lig leef. Mag ons opnuut weer begin dink. Wat maak ons Sondag in ons sogenaamde kerk? Dat ons al besef. Het gaan eintlik maar oor verlange na God self. Nie oor dit lang, maar verlange na God self. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dalk soveel om oor na te dink vanoggend. Dat ek net wil bid dat U vir ons sal terugstuur na ons huise toe. En dalk vir ons, wanneer ons so die teenwoordigheid sit, in ons kamer of waar ons ook al is, dat ons net sal dink oor, kom doen ons wat ons doen. Kom ons kerk. Kom met dit oor jare heen 'n tradisie geword. Wat soek ek hier? Mag ons Here daai vrees ontwikkel wat ek van gesê. Dat ons bang is om dit te mis, as ons nie in God se teenwoordigheid is. As ons nie verlang en smag om by hom te wees. Het is so lekker om saam met ander familie in die teenwoordigheid te wees. Ons kan dit deel met mekaar. Ons kan nie net met God ontmoet nie, maar ook met mekaar. Ons eer dit daar. Ons bid Here vir ons siekes, ons bid vir hulle wat moedeloos geword het, wat stry Here teen siektes, wat bid vir wetenskap en herstel. Ons bid vir mense, Here, wat eensaam is. Ons bid vir mense wat dalk in 'n situasie is waar hulle geestesgesondheid ingegee het. Dink aan soveel goed waarvan ons lees in die koerante die afgelope tyd, Here. Ons bid dat ons mekaar sal ondersteun en mekaar se arms omhoog sal hou. Here, ons sien ons in die week. Dankie vir U teenwoordigheid waar ons vanoggend kom vertoef. Mag ons ook as ons hier weggaan, Here, met U wat in ons is, ook so gaan leef dat ander mense U teenwoordigheid in ons lewens kan sien. Amen. Ek dink die sakkies is in die Here net François. Dan gaan die af onder toe. Die sakkies is by die Here, ons gaan nie die rondloop in die sakkies nie, as julle bankkollekte of die Here opgevul het, en julle van die Here ingegooi. Ons gaan afsluit met die
266 die Onse Vader. Dis ook ons gebed as ons in mekaar gaan vanoggend. Van 'n weer begin. Ek weet dit is my lewe. Deur die genade maak dit alles sin. En die kans wat U my bied, deur die bloed vir my gegiet, is die rede vir my vreugde.